Vergifnis vloei soos 'n riviere vir jou en vir my, 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Sonde hou ons nie langer vas, geen skuld kan bly staan, die prys is betaal, dit is klaar, dit is klaar. Goeiedag geliefdes, hoe werk jy met jou sonde? Kom ons gaan staan weer stil by 'n teks wat ons verlede week saam gelees het. Maar dit is veelzeggend. Hebreërs 12 vers 4. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Ek weet, dit was in verlede week se oordenkings gewees. Maar kom ons staan net hierdie week weer stil daarby, want ons is besig om te gesels oor hoe werk jy met jou sonde. Jy moet dit beveg, met hand in tand, met alles wat jy het, met alles wat jy kan, want jou lewe hang daarvan af. Kyk wat sê hy, hy sê dit is, jy het nog nie so weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. 'n Stryd om lewe of dood, dis iets ernstig, dis iets intens. Het jy al so die sonde beveg in jou lewe? Dis ek maar verlede week gesê het, ons kan nie kompromieë aangaan nie. Ons kan nie partykeer so wil wees, en partykeer sonder sonde, en partykeer los ons dit, en partykeer doen ons dit wanneer dit ons pas, of wat ons redes ook al is nie. Ons kan nie kompromieë aangaan nie. Die vraag is maar, hoe veg ek teen my sonde? Die sleutel is in dieselfde teks. Vers 1 tot 3. Terwyl ons dan so groot skare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Dis waaroor dit gaan. Jou veg teen die sonde het nie noodwendig te doen met die kuns wat in jou vuiste lê nie, of jou fiksheid, of jou liggaamlike krag, of jou emosionele of geestelike krag nie. Dit het te doen met die vermoë om te sorg dat jy op Christus gefokus bly, maak nie saak wat nie, want hy is die begin en die volëinder van jou geloof. En as jy in hom bly, as jy jou oë gerig het op hom, dis hoekom hierdie hoofstuk met hierdie woorde begin, sal jy dit kan beveg. As jy hierdie lewe stap met jou oog gefestig op Christus en gaan waar hy wil hê jy moet wees, hom volg waar hy wil hê jy moet gaan, doen soos hy wil hê jy moet doen, dan sal jy die sonde outomaties so beveg, dat dit nie hou vas op jou kry nie. Want hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Dit sê, terwille van die vreugde wat vir hom vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van God, van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige sondaar, optrede van sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hoor jy wat het Jesus gedoen? Gefokus op sy roeping, gefokus op sy Vader, gefokus op sy missie, wat die verlossing van die sondaar mens is. Met daardie fokus het hy dwars deur dit alles gegaan, hoe verskriklik dit ook al was. Hou hom voor oë, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dan sal die sonde julle nie oorwin nie. Dan sal julle kan weerstand bied. En julle sal lewe. Mag jy so weerstand bied. Shalom. Sonde hou ons nie langer vas, geen skuld kan bly staan, die prys is betaal, dit is klaar, dit is klaar. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oorwin. Vergifnis vloei soos 'n riviere vir jou en vir my, 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Mag die Here jou vul met vrede
nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, in donker hou hy jou vas. Mag jou huis gevul wees met vreugde, sy genade altyd.